Alright, so hierdie is 'n bietjie 'n ander tipe video. Ek het nog nooit afgeneem as ek fisies iets bou nie. So hierdie is ook 'n nuwe enetjie van die reeks. Ek het nog nie heeltemal 'n naam vir hom nie. Ek sal maar deur die tyd besluit terwyl ek kom bou wat motiveer my. Maar hierdie het ek nou by die ingenieurs gekry. Hierdie gaan 'n offset smoker word. Dit is my eerste offset smoker en ek sal soos wat ons aangaan verduidelik voordele, nadele en hoekom ek hom graag as deel van my reeks sou hê. Hy gaan eers gebou word, getoets word en dan van daar af sal ons besluit of ek nog moet verander, maar ek het nogal relatief navorsing gedoen in sy huidige ontwerp, so hopelik hoef ek nie te veel te verander nie. Alles gaan nou net letterlik aan mekaar gesit word om getoets te kan word en dan van daar af sal daar fynere goed soos vervang word, kom ek sê, soos estetiese goeders om te laat mooier lyk, sal bykom, verander word en baie van die goed wat ek nou self sny, sal dan deur die ingenieursplek gedoen word en dan kan ek dit in mekaar sit. So hierdie is basies my toetsene, maar waar ek het gewoonlik, soos ek sê, in die donker gedoen het, gaan ek hierdie keer soos 'n video daarvan neem en saamvat. Hierdie ouetjie gaan nogals moeilik wees om af te kry, want hulle het hom met 'n forklift opgelaai. So ons loop dit hom actually af. Hierdie ouetjie gaan die skoorsteen wees. Hy is nogals groot. That's what she said. Maar hy is als op hierdie ene is uit 4 mil uitgebou. So as selfs hier so by die seet en die kus behoort hy ten minste my leeftyd te hou. Hierdie gaan 'n bietjie moeiliker deel wees. Plek sê. You can do it. Huh? You can do it. So, okay, hierdie gaan die firebox wees, hierdie gaan die cooking chamber wees, en dan hierdie kant moet ek nog die collector bou vir die skoorsteen, en dan ja, deurvoete en alles moet ook nog bykom, wat ek nie nou het nie. So, ek gaan hierdie net 'n bietjie los, en dan gaan ek ry en net die stel gaan kry wat ek nodig het.
Like of so. Like a glove. Alright, daar lê die pote almal klaar. Hier is die eerste twee op. Hier is 'n oordeelsfoutjie wat ek gemaak het, wat ek gaan met weld en vul. Ja, as het ek hom op. Hy's lekker waterpas. Hierdie een is dieselfde. En nou die twee nou so met mekaar oplyn. Alright, dit is die volgende oggend, maar ek het nog steeds dieselfde klere aan, want ek het een stel klere kom uit om vuil te maak. Die ding is nou waterpas, as jy daar kan sien. So ek het hom vastgeweld, ek snap jy met dit. Ja, het is moeilik, hierdie is 2 mol en daar is 4 mol. So ek sukkel so 'n bietjie om dit nou te geweld. Maar anyway, ek het vast, so wat volgende gaan gebeur, is ek wil hom kan omdraai. Maar ek wil hom nie omdraai voordat hierdie wielietjies opsit en dan gaan ek die ding nie kan rondskuif nie. So ek wil nie hierdie galvanized wiele direk hier op vast sit nie, want ja, galvanizing maak vieslike sparks en giftige gasse. So ek het hierdie plaatjie gemaak, wat ek uitgesny het, en ek het, sien jy daar is die punch gaatjies, wat ek hom so gemeet het. So wat nou gaan gebeur is, ek gaan net uitboor, en dan gaan ek hulle so op vastweld, en dan gaan ek die nuts hier aan die kant kan deursit. So al wat nou moet gebeur is, ek kan hulle hier so by die drukboor, die staanboor. Nee. So ja, so hierdie so gaan ek doen met almal, en dan gaan ek hulle so gewys op die hoekies vastveld, kom die wielietjies op, en kan ons hom omdraai en met die lekkerder gedeeltes begin. Alright, terwyl die ouetjie onderste bo was, het ek hierso 'n gat ingeboor, 'n 16mm gat, dan het ek hierdie ouetjie opgeweld en hierdie, so dit is vir die grease en die vet om by uit te kan loop. Hierdie hakie is waar jy 'n emmertjie hak. So hierdie hakie kan jy buig nader en verder as jy wil, en dan boop hom kom hierdie kraan. Sorry Johnny. So, en dan maak jy hom net so oop en toe. Die vet laat uitloop en dan is hierdie nou reg. So al wat hier moet nou gebeur is, hy moet vastkom. Alright, hierdie was te lang geweest, ek het net afgesny, die liedjie kan draai. So alles wat ek kon doen aan die onderkant is min of meer nou reg. So dit is nou tyd om hom te draai. Oh, hy is zwaar. Kijk een kuil. Ja, een beetje weg. Als de vlam. Daar is hij. Alright, so hierdie is reeds uitgemerk.
Hierdie bo is aan die agterkant vasgeweld, so dit is wat die skanier gaan vorm. En dan hierdie binnekant is nou die deel wat gebuig moet word hiernatoe en dan afgebuig moet word. So jy weld hierdie op, dan buig jy hierdie en dan as jy klaar is, dan sny jy daarso en daarso dan sny jy hom uit en dan net voordat jy hom uitgesny het, dan weld jy hom vas en dan sit jy die skouertjies op. Dit om te hou dat ons nie kan inval nie. Maar ja, so om hier te buig alweg te doen, is ek het net 'n groter pyp op hom gesit en kyk het aan albei kante ewe voor uitsteek en dan moet mens hom eintlik nou net verstaan so weg. En aan de kant. Oei. En de raak. Nu moet ik stellen. Tot bij min of meer. Dit en dan buig je hele af en laat je er vast. Lekker zo. Right, so 'n paar stukkies geskiep, maar ek het daai deur gesny, uitgesny, hierdie hinges, dit was laas wat ek afgeneem het, hulle opgesit, hulle vasgeweld, hierdie handel gemaak, baie dieselfde beginsel as daai, deur gesit, omgebuig, hulle vasgeweld, ek het 'n bietjie op 'n angle gesit, omdat die deur so hoog gaan wees, dat ek omdat hy bietjie afkom, want ek nog steeds kan bykom, hy is nou nog bietjie styf, maar hy gaan kan rol, om dit net makliker op die hand te maak, en dan, ek het hom nie 'n vol weld gegee nie, want hierdie is 2 mil, en ja, ek dink nie dis nodig nie, maar ek meen as ek sien dit is nodig en die lek baie rookie uit, dan sal ek hom 'n vol weld gee, en dan het 'n klein tip, as jy hierdie sny, en jy kom in die hoekies, baie keer as jy mos nou met die grinder verby die hoekies sny, so dat hy deurgaan, dan maak jy mos nou 'n gash aan die volgende kant. Nou ek het hom so gemaak, ek het tot naby gesny en dan vat jy 'n gewone ystersaaglemmetjie, dan druk jy hom deur en dan sny hom net tot in die hoekie. So jy sien daar's is nie 'n verbysnymerk op die grinder nie. So is net iets kleins, maar dit maak net so 'n bietjie nicer lyk. Nou ja, wat volgende is volgende met die deur vir die firebox gesny word. En dan dieselfde rampie en alles, en dan daarna aan die kant met daar 'n collector. So is net iets wat maak dat daar 'n groter area hier uit, basies so, word dan uitgesny, en is basies 'n driehoek wat dan die rook funnel. Die rede vir dit is, soos ek verstaan, is as jy net die pyp direk hier aan vassit met 'n gat, omdat die gat van die firebox af na die cooking chamber toe groter is, gaan jy dit deurkom, en dan as dit hier kom, gaan dit 'n bottleneck maak, dan gaan jy 'n warm sone hier kry, wat moontlik jou vleis kan brand. So, dis beter om hom groot oop te maak hier, so daar meer bottleneck kom, so daar genoeg lig kan deurkom. Jy kan dit eerder daarbo by die skoorsteen stel, as wat jy te veel hitte hierdie kant het. Die ideale ding is op die ou ene, om die temperatuur reg deur hierdie ding egalig te kry. Alright, ek gaan daai uitsny, en dan sal ek julle wys. Alright, dit is vir die volgende oggend, ek het nog steeds dieselfde klere aan. Paar stappies geskiep, goeders wat nie afgeneem is, want ek het bietjie tot later gewerk en dis moeilik om dit self af te neem. Maar ja, ek sal deurvat wat ek gedoen het. Daar was definitief goed wat ek al reeds gaan verander, wat ek nie meer super gelukkig is nie. En my gas het gisterand opgeraak toe moet ek oorgaan na 'n stokkie welder toe. So alles wat ek met 'n stokkie welder gedoen het, lyk terrible. So ek gaan, of 'n arc welder, so ek gaan dit definitief oordoen, maar vir nou wil ek net, solank deurgaan wat ek gedoen het, en ons gaan hom toets net om te kyk wat werk en wat nie werk nie. Dis nie issue nie, want hy word nie geverf nie. Hierdie houtjie word net geseason. So ver is sy naam, die lokomotief, omdat hy soos 'n trein lyk. Maar anyway,
Right, so die goed wat ek so lank gedoen het is, die deure is klaar. Aan die binnekant is die rooster klaar. Aan die kant hieronder, dit is die plaat wat keer voordat hy nie direkte hitte het nie. So, ek gaan kyk wat hier gebeur. As ek voel, hy het nie genoeg hitte aan die onderkant, en ander woorde as jy vleis opsit, die vleis word net in die bokant donker, dan gaan ek gate hier inboor om bietjie te help om die hitte onderdeur ook te kry, maar dit is net om te maak dat mense 'n groot gedeelte van jou rooster kan gebruik. Hierdie is nie iets wat ek uitgedink het nie, hierdie is 'n ding wat Amerikaners so lank al uitgevind het, maar dit is nog om my effekte te maak nie. Wat ek wel gaan verander, is die kant waar hierdie is die collector. So mens kan sien in verhouding met die firebox se ingang is daai baie kleiner. So ek het 'n vermoede hier gaan warmlug akkumuleer. Yes. Listen carefully, hier gaan warmlug akkumuleer en dan gaan hier so 'n warm sone wees. So ek gaan hierdie definitief groter maak. Dan aan die agterkant hier is die firebox. So hierdie handle en so aan gaan ek definitief verander. Hierdie welding is terrible. Sorry. So hy maak so oop. Hierdie is net 'n galvanized nut, soos ek met 'n lock nut, so dit gaan nie werk nie. Dis net om nou te toets. Maar dis sover as dit daar lyk. Hierdie spasies hoef ook nie so naby te wees nie, so ek gaan iets soortgelyk hier doen, maar net 'n bietjie makliker. En dan aan die ander kant so gesê het, hierdie hou ek nie van nie, hierdie dink ek is te klein. Ek sal hierdie eerder 'n halfmaan vorm wil hê, my groter oppervlak gee vir die liggaam by in te kom. En dan wat ek wel van hou is hierdie, so hierdie is die damper. So baie soos wat 'n Weber werk, waar jy hom onder en bo stel om jou te reguleer. Selfde met 'n offset smoker. Jy maak daai deurtjie oop en toe om die vuur te gee, om die vuur suurstof te gee en warmer te maak, en om die hitte hierdeur te reguleer, die trek word hiermee gereguleer. So dit noem mense damper. En hierdie ouetjie stel jy net so. Jy kan hierdie langer maak, maar hierdie is hoe hoog my garage is, anders gaan ek hom in en uitkry nie. En ek wil hom nie daar vat nie, so ek het hom net so gemaak om dit net bietjie makliker te maak. Ja, so dit is sover waar ek is. Ek gaan hom nou uitstoot op die stoep, ek gaan ons 'n vuurtjie nou maak. Maar ja, goed wat ek van hou, goed wat ek nie van hou nie. Maar ja, kom ons toets hom.